Welkom terug by die groot ontbyt. Sit nader. Ons gesels met Dousie. Ons praat ook onder andere oor sy nuwe liedjie Sonstorie, maar dis eers later. Ons kuier eers lekker. Goeiemôre. Gaan dit met julle vanoggend? Ryk maar nederig, dankie. Dankie. Ja. Ek bly daarmee. Hoorie, mense kan nou vinnig gepraat oor jou geskiedenis en dis meer as mense nou nog nie weet wie jy is nie, glo hy groot geword. Ek kry baie mense wat deesdae na my, vernaam jong kinders. Ja? Want ek het mos nou van 2012 of het ek mos my eie ding op die plaas Ja, gedoen. ja. So dit is vir my amper half lekkerder. Ek sê nou eendag vir 'n ou, dit is vir my asof ek was al famous, maar ek moet nog weer famous word. Is dit, wow. dink jy dit is 'n herontdekking? Maar kyk, die Amerikaners en die Engelse, hulle wat baie kommersieel is, hulle sê it's rebranding. Maar dink jy nie daar's 'n dieper betekenis daar? Ja, ek dink ek het baie dinge nog om te doen. Actually meer nou as wat ek gehad het toe ek jonger was. Die eerste fase sal ek sê die duiwel vir my gegee. Daai famous, want dit was toe die kop uithaak en jy raak heeltemal van jou sinne beroof, want jy kry al hierdie geld en dit is nie jy is nie gewoond daaraan nie. Ja. En al die aandag en jy begin jy weet daar, en gelukkig het ek nooit daai kop swel gehad nie, maar ek dit voel vir my of ek 'n tweede keer nou oor het wat ek nou vir die mense wil sê wat ek vir hulle moet sê. Wow. Ja. Tweede kanse. Ja. Laas keer toe jy was, het jy gesê dit gaan nou perfek met jou. Dit gaan nog Gaan dit steeds nog perfek. steeds perfek ja, met jou? Want ek dwaal nie af van dit wat ek besluit het nie. Jy weet ek het nou besluit, mense lag vir my, ek sê vir hulle ek is klaar met drank en vrouens. En daai twee loop ons maar hand in hand. Verstaan jy, as jy gedrink is, dan is alle vrouens vir jou mooi. Daar's nie een wat lelik is. Ja. Hulle is almal mooi. Ek het al baie mooi girls gehad en baie mooi girls en mooi. Dan kyk jy kry ook nie 'n lelike girl nie. Almal, vernaam met brandewyn, dis als ewe mooi. Ja. Dis die waarheid. So, dit uitgeskuif en dis vir my half skokkend om te sien dat my lewe actually so stadig weer tot normaliteit kom. Nou, jy praat nou so van tweede kanse, jy praat van nuwe benaderings vir die lewe, jy praat van 'n nuwe manier van lewe. Jy praat van wat jy eintlik van praat is om goeders reg te kan doen. En dis 'n voorreg om dinge reg te doen, nê? Om te sê maar ek weet nou waarheen, ek het 'n rigting en ek gaan werk daaraan. Jou album se titel is Vrede. Ek het onmiddellik 'n parallel getrek met jou Lighty. En die Vrede Band. Dis snaaks, ek sê weet jy wat, ek moes gister papiere invul vir 'n visa vir Namibië. Ja. En Storm het vir my goed invul, want hy het meer die logiese, ek is totally arty. Verstaan jy my? Ek kan vir prentjies teken en ek kan sing. Maar as ek moet begin ek sal 70 papiere opvrom want ek maak foute en as my ADHD se nog met daai fout mag nie doodgemaak word met hy, so moet ek van voor af. So hy skryf vir my nou dag en ek sit en kyk na sy papiertjie wat hy vir my geskryf het en ek sien dit lyk hy het nie eers my dad so goed geken nie, sy oupa nie. Ja. En sy handskrif is 100% sy oupa se handskrif. My. Dit is daai hoe kan ek sê die gene wat jy nie kan sien nie, maar dit is maar die waarheid. Maar dit is daar. Dit loop maar so. Nou, 'n mens kan daai net maar verder trek. 'n Mens kan maar trek van daai is 'n mens sal sê jou kinders is half jou eintlik maar jou tweede kans, né? Op 'n manier. Ja, dis 'n baie mooi kans wat 'n mens kry. Dis 'n baie mooi kans wat 'n mens kry. Ek dink dit is deesdae baie mense wat nie regtig genoeg aandag gee nie. Aan die tweede kans. Want 'n kind is vir 'n ouer gegee, nie vir 'n skool en vir 'n organisasie nie. En dit is baie maklik vir mense om nou deesdae goed kinders hulle laptopies te gee en hulle gaan aan met hulle jong lewe. As jy verstaan wat ek bedoel. Maar die kind is jou verantwoordelikheid. Dis jou verantwoordelikheid. Jy kan maar gaan kyk mense wat baie meer aandag aan hulle kinders gee. Daai kinders se koppe is reg aangeskroef. Absoluut. Ek bedoel daar was geen ander aandag vir my op skool. Kyk, ek het uit die blokke uitgebreek toe ek Pretoria slaan. Want jy kan ook nie jou kind te vashou nie. Verstaan jy, as jy hom te vashou soos wat my gebeur het. Dit was verskriklik toe ek die dag die duiwel ontmoet met brandewyn en al hierdie tipe lekker goeders. Want hy ruk vir jou rond en hy pluk jou rond en dis net genade aan die ander kant uit. Alles wat jy doen spreek meer van daai benadering. Jou lirieke. Hierdie sonstorie enetjie wat ons nou vandag oor praat. Ja. Daar staan en ek gaan dit net so sê. Ons betaal te veel vir die sandkasteel wat die wêreld aanhou smous. En dan op die einde daar's 'n kort pad, soos die kraai vlieg na die son. Die liedjie gaan oor hoop.
Die Dit liedjie gaan absoluut oorloop, ja. Ek sien baie mense wat hopeloos is. Weet jy, ek weet nie of dit mense dit 'n talent kan noem nie, maar ek het in my hele lewe nog die enigste tye wat ek ongelukkig wakker geword het, is daar iemand langs my wakker geword het wat ongelukkig was. Ek is nou vir 3 jaar wat ek super alleen is, net ek en my hond en my gitaar en my Bybel. En ek het nog nooit ongelukkig wakker geword nie, want onthou as ek wakker word, net daai is daar 'n gawe wat die Here vir jou gee wat verniet is. Jy hoef nie eens te betaal nie. Ek hoor hulle sê daar is nou van hierdie slim keisers wat nou wil geld hê vir asem en allerlei tipe goeders. Maar my punt is, dit is als verniet. Jou gesondheid is verniet. Daar's soveel goed, jou sig, jou vat, jou voel, jou alles is verniet. Dit is al wat is, en as jy uit daai environment van jou bed, van jou drome af wakker word en jou oë oopmaak en jy is ongelukkig, dan is jy 'n asshole, sorry om te sê. Hoekom verkoop jy hoop? Wat is wat jy doen? Jy verkoop hoop. Want ons moet dit doen. Ons moet hoop verkoop. As jy vat jou medemens is eintlik baie belangriker as jouself. Alhoewel baie van die buitegoed wat om jou is, jou laat verstaan dat jy is die belangrikste ding op aarde. Maar jy is eintlik glad nie belangrik. Er is die ou langs jou, die boemelaar of die enige ou wat daar's mense wat mooi harte het wat vertrap word. Ja. Verstaan jy? Omdat die duiwel met sy geld en sy gierigheid alles kom rondom gooi het. Goed wat ek mee groot geword het as kind, wat mooi was, is nou lelik. Goed wat ek as kind groot geword wat lelik was, is nou mooi. Verstaan jy, dit is heeltemal deur mekaar spil. Maar kophou is enigste ding en ek sê altyd daai ding met liewe Vader sê, behoed jou as ek jou dronk vang as ek terugkeer. Verstaan jy? En ek is so bly dat ek nugter is nou. Verstaan jy? Want nou kan ek actually dinge sien wat ek nooit regtig waardeer. Jy waardeer soveel meer. Ek sê nie mense moet op 'n mense kan seker maar kuier soos hulle wil. Ja. Ek bedoel niemand sou my gebreek het op my vinnigste nie. Ek was op my vinnigste. Maar ek is dankbaar dat ek aan die kant uitgekom het. Ja, en daar moet hoop vir die mense gegee word want ek sien net opswepers en nie vredemakers nie. Absoluut. Ons praat elke dag daaroor. Dousie, baie dankie jy kom kuier. Jy gaan nou vir ons 'n liedjie speel. Jy gaan son storie vir ons speel, né? Ek kan dit ook vir jou doen, ja. Wat jy iets anders beplan? Nee, ek kan mos doen wat ek wil. Exactly. Dis die punt. Baie dankie jy draai kom maak dit môre. Ons sien bitter uit na die verrassing wat nou net gaan gebeur. Dankie. Ja, dis Dousie met sy nuwe liedjie Son Storie. Hoe lekker, nee, om te gesels met 'n ou wat sê hoop en tweede kansse. Dis waaroor dit gaan. Nou ja, ons is nou terug geluister ons na Son Storie.